Geliefdes, ons sit ons reeks uit die tweede brief aan die Tessalonisense voort. Ons lees vandag die laaste deel van hoofstuk 2 en die eerste deel van hoofstuk 3. 2 Tessalonisense 2 van vers 13 af. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur 'n brief was. En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Ons beveel julle, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeg gelê of op ander geteer nie. Inteendeel, ons het dag en nag gesoeg en gesweet om nie vir een van julle 'n las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle 'n voorbeeld wees wat julle moet navolg. Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons lees tot daar, ons teks is die eerste 2 verse van hoofstuk 3. Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. Geliefdes, in die tweede brief van die Tessalonisense word ons gewaarsku dat daar eers 'n groot afvalligheid sal plaasvind voordat die Here weer sal terugkom. Deur die eeue, ook in ons tyd, is daar sterk tekens in sommige dele van die wêreld dat daar 'n wegbeweeg van God en sy woord af is. Ja, ook in ons gemeente is daar mense wat besig is om weg te dwaal van God en sy woord. En dit alles is natuurlik die voorloper van hierdie groot afvalligheid wat op pad is. Die vraag is, wat is my en die gemeente se verantwoordelikheid in die uitdra van die woord? Het ek enigsins 'n verantwoordelikheid om betrokke te wees by die verspreiding van die evangelie? Geliefdes, ons teks begin op die regte plek. Daar staan, verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word,
want nie almal is gelowiges nie. Regte plek om te begin is met gebed. As die stand van geloof en meelewing en liefdesdiens in ons gemeente en die verkondiging van die evangelie vir ons belangrik is, dan sal ons gereeld daarvoor bid. Dis baie duidelik uit ons teks. Vanoggend se preek sê, bid vir die woordverkondiging, sodat die woord vinnig mag versprei en oral in ere gehou sal word. En bid ook vir die verkondigers. Paulus het ook soortgelyke opdragte aan ander gemeentes as die Tessalonisense gegee. Ons lees byvoorbeeld in Kolossense 4, bid te gelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Met ander woorde, bid vir oop deure en oop harte. Bid vir die verkondigers. Bid vir die verkondiging. Gebed. Dit is die sleutel tot alles in die Christelike lewe. Ook as 'n mens 'n gemeente wil opbou en uitbou, bid. Volhard in die gebed. Die sleutel tot 'n meer lewende en dienende gemeente is gebed. Die sleutel tot effektiewe woordverkondiging is gebed. Die sleutel tot 'n vreugdevolle en 'n kragtige godsdiens is gebed. Die sleutel tot alles in die Christelike lewe is gebed. Die mate van geestelike groei in 'n gemeente is direk afhanklik van die aantal gebede wat daarvoor tot God gerig word. Die mate van vreugde wat jy in jou godsdiens belewe, is direk afhanklik van die tyd wat jy in gebed deurbring. Die mate van geestelike krag wat jy beleef wanneer dit swaar gaan, of wanneer jy beproef word of versoek word, is direk afhanklik van die tyd wat jy in gebed deurbring. Ja, gebed is die kanaal wat God gekies het, waardeur hy krag in bang en twyfelende en wanhoopige harte uitstort. En daarom gee hy vir ons 'n duidelike opdrag, volhard in die gebed. En terwille van die kinders, om te volhard beteken om aan te hou met iets. Selfs al is dit moeilik, en selfs al maak dit jou moeg. Om te volhard beteken om vas te byt. Ja, om te bid is eintlik swaar werk. Dit vra toewyding en konsentrasie en opoffering. Sodra ons begin bid, dink ons mos maklik aan allerhande ander dinge. Sodra ons wil bid, dan onthou ons mos gewoonlik eers nog iets wat gedoen moet word. Baie aande is ons te moeg en te vaak om te bid. Partykeer vergeet ons. En so mag dit nie wees nie. Moenie toelaat dat enige iets of iemand jou van jou gesprek met God laat vergeet nie. Moenie toelaat dat enige iets of enige iemand tussen jou en jou aanbidding van jou hemelse Vader kom staan nie. Ons moet sonder ophou bid. Ons moet ons afsprake met God in ons binnekamers, saam met ons gesinne met huisgodsdiens, saam met medegelowiges in die erediens nakom. God wil immer sy genade en sy Heilige Gees alleen aan hulle gee, wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarvoor dank en daarom bid. Sonder God se genade en sonder God se Heilige Gees sal ons geen hoop hê
om ons in te verbly nie. Sonder God se genade en sonder sy Gees sal ons geen krag hê om te kan vas staan in verdrukking of versoeking nie. Sonder gebed beywer ons te vergeefs vir geestelike groei in die gemeente en by homself. Daarom die opdrag, volhard in die gebed. Wanneer ons bid, praat ons direk met die almagtige God. Gaan ons deur ons middelaar Jesus Christus in sy troonsaal in en verskyn ons voor sy troon. Daar aanbid ons hom. Daar beleef ons sy almag en sy genade en sy liefde vir ons. En dit gee vir ons oorvloedige blydskap in ons geloof. Ja, wanneer ons bid, dan verbind ons onsself met die kragstasie van God se almag. Sy onmeetlike krag begin dan deur ons vloei, sodat ons in verdrukking en versoeking kan vas staan. Hoe meer jy bid, hoe meer gaan jy dit regkry om in beproewings en versoekings vas te staan. Hoe meer gaan jy bewus word van God se almag in jou lewe. Maar waarvoor moet ons bid? Ons teks sê, verder broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. Eintlik bid vir oop harte en oop deure. Bid vir die verkondiging, bid vir die verkondigers. Bid dat die Here struikelblokke soos die teenstand van ongelowiges ook sal verwyder. Ja, ons staar ons baie keer so vas teen ons eie behoeftes, dat ons vergeet om ook vir die verkondigers en die verkondiging van die woord te bid. Bid vir die verkondiging van die woord in die gemeente, maar ook oral waar die woord gebring word. Bid dat die evangelie van Jesus Christus se sterwe en opstanding helder en duidelik sal weerklink, vinnig sal versprei, oral in ere gehou sal word. Dat die boodskap dat ons deur Christus alleen, deur genade alleen, deur geloof alleen gered word in hierdie wêreld en in ons gemeente sal weergalm. Christus en Christus alleen moet verkondig word. Christus en die verlossing wat hy bewerk moet verkondig word. Hy is die inhoud van ware en suiwere prediking. Ons moet bid vir oop deure vir sy evangelie. Die oop deure waarvoor ons moet bid, behels eintlik twee goed. Die eerste is fisiese geleenthede om die woord te verkondig. As 'n mens in die tronk is, soos Paulus soms was, dan is jou bewegings ingeperk. En dan kan jy nie die woord effektief buite verkondig nie. Jy het dan letterlik 'n oop deur nodig. Die tweede is oop harte. Harte wat ontvanklik is vir die evangelie. In Handelinge 16 lees ons hoe God deure oop en toe kan maak. Daar staan van Paulus hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Ja, Paulus hulle wou na die provinsie Asië en na Bitinië gaan, maar elke keer het die Heilige Gees hulle verhinder. Hoe
die Heilige Gees dit gedoen het, word nie vir ons gesê nie. Die punt is egter, God self beheer die verkondiging van sy woord. Hy laat die woord verkondig waar en wanneer hy wil en deur wie hy wil. Soms maak die Here 'n deur voor jou toe. Dalk omdat hy daardie deur eers later wil oopmaak. Of omdat hy 'n ander deur wil oopmaak. Of albei. Paulus hulle wou na 'n sekere gebied gaan, maar die Heilige Gees stuur hulle in 'n ander rigting. Hy self laat gebiede toegaan vir sy woord, maar hy laat ook gebiede oopgaan vir sy woord. Toe Paulus hulle in Troas kom, het hy daar een nag 'n gesig 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. En dan lees ons in vers 10, nadat Paulus hulle die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Ja, wat oorspronklik as 'n reis na een gebied begin het, word toe 'n reis na 'n heel ander area. God laat gebiede toegaan en oopgaan vir sy woord. Na die gesig het Paulus hulle eers verstaan waarom die Heilige Gees hulle verhinder het om na Asië en Bitinië toe te gaan. Hy wou hulle in Macedonië hê. En daarom het hulle so gou as moontlik na Macedonië vertrek. Macedonië is vandag se Griekeland. In Filippi word dan die heel eerste Christelike kerk in die hele Europa gestig. Ja, toe hulle in Filippi in Macedonië aangekom het, het hulle gesien God laat nie net gebiede toegaan en oopgaan vir sy woord nie. God laat ook harte oopgaan vir sy woord. Ja, al het jy al die bewegingsvryheid waarvan jy droom, het jy ook oop harte nodig. In Handelinge 16 vers 14 lees ons dat die Here Lydia ontvanklik gemaak het vir Paulus se woorde. Letterlik, die Here het haar hart oopgemaak vir Paulus se woorde. So werk die Here. Hy maak harte oop vir sy woord. Die mens self kan dit nie doen nie. In Johannes 6 vers 44 bevestig Jesus dit as hy sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En in vers 63 sê Jesus, dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. En in vers 65, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Ja, die Heilige Gees kom juis in mense se lewe in om geloof in hulle te werk. Daarom sê die woord ook baie duidelik in Efesiërs 2 van vers 8 af. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. So geloof is nie iets wat van self vir my ontstaan nie. Nee, dis 'n gawe. 'n geskenk van God. Dit word deur die Heilige Gees aan my geskenk. Hy maak my hart oop vir die evangelie. En daarom moet ons daarvoor bid. Self sal ons nooit iemand anders se hart kan oopmaak nie. Net God kan dit doen deur sy Gees. En daarom moet ons ook jubel en juig en bly wees en God dank vir sy werking in ons deur sy onweerstaanbare Heilige Gees.
Ja, as die Gees in 'n mens begin werk, dan verander hy jou. Waar jy eers glad nie in staat was om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig was, stel die Heilige Gees jou in staat om God bo alles lief te hê, en jou naaste soos jouself. Hy maak jou nuut. Hy verander jou wil. Hy stel jou in staat om voortaan vir God te kies teen jou eie sondige begeertes in. Die Gees lei jou om eredienste by te woon en om mee te leef met jou medegelowiges. Hy lei jou ook om te bid vir die voortgang van die woord en vir die verkondigers. Maar hoe doen die Gees dit, geliefdes? Hy maak ons harte oop deur sy woord. Dit beteken dat die Heilige Gees deur die woord werk. Deur sy woord praat hy met ons. Hoor ons God se stem in die woord en reageer ons daarop. Deurdat die Gees in ons werk en alleen deurdat die Gees in ons werk, word ons harte deur God self oopgemaak vir sy woord. Ons teks sê ons moet bid vir die snelle verspreiding van die evangelie. Dit beteken bid vir die fisiese geleentheid om die woord te verkondig en bid vir ontvanklike harte. Die verkondigers en die verkondiging is daarvan afhanklik. Bid u daarvoor. Wanneer laas het u gebid dat die woord effektief in die gemeente verkondig moet word? Wanneer laas het u gebid vir die voortgang vir die evangelie, vir die verkondiging van die woord in die wêreld? Ja, deur te bid vir die verkondiging word u 'n kragtige medewerker daaraan. God integreer immers gelowiges se gebede in sy raadsplan. En dit stel ons elkeen ook voor die vraag: watter opofferings is ek bereid om te maak sodat die woord verkondig kan word en daar geestelike groei in die gemeente kan wees? Hier in ons eie gemeente, hier in ons eie omgewing, ook wye. Ook buite die grense van ons land en wêreldwyd. Hoe oop is my deur en my hart vir oop deure en oop harte vir die verkondiging van God se woord? Bid ek ook daarvoor? Ja, geliefdes, woordverkondiging is nie iets wat van self en van selfsprekend gebeur nie. Ons kan miskien so dink, want ons word groot en ons lewe met die idee, elke Sondag sal daar 'n dominee op die preekstoel wees. En dan begin ons naderhand dink dis van selfsprekend. Nee, dis afhanklik van gebede, afhanklik van oop deure en oop harte. En daarom moet ons volhardend bid en volhardend werk vir die woordverkondiging. Dit is God se wil dat die erediens in stand gehou moet word. En daarom moet ons ook vir die verkondigers van die woord bid. Spesifiek, sodat hulle die geheimenis van Christus duidelik sal verkondig soos dit hulle opgelê is. Dit help niks, die Here gee oop deure en oop harte, en die verkondigers verkondig nie die evangelie nie, maar hulle eie ou boodskapies. Of hulle verkondig wel die evangelie, maar op 'n valse manier nie. Verkondigers bly net boodskappers van God. 1 Petrus 4 vers 11 sê baie duidelik: as iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. En daarom moet ons bid dat die woordverkondigers net God se boodskap sal bring. Dis uiters noodsaaklik dat die prediking in ons gemeente suiwer
en opbouend sal wees. En ons het 'n aandeel daaraan. Ons aandeel is dat ons daarvoor moet bid. Die gemeente is mos die draer en die beskermer van die waarheid. God het juis ook ouderlinge in sy kerk gegee. Gelowige manne met gawes en skrifkennis wat waak oor die suiwere verkondiging van God se woord en wat daaraan meewerk. En daarom moet ons natuurlik ook vir hulle bid, vir die ouderlinge in hulle belangrike taak. Deur te bid vir die suiwerheid van die verkondiging, beskerm ons ook die waarheid van die evangelie. Waar daar mense is wat die evangelie onwrikbaar glo en uitleef en vir die suiwere verkondiging daarvan bid, daar is die evangelie veilig. Daar is daar mense wat die evangelie beskerm teen die aanslae van ongeloof en dwaalleer. Ja, ons teks vra ook dat U sal help om die woordverkondigers teen allerhande aanslae te beskerm deur vir hulle te bid. En dis 'n geweldige taak, maar ook 'n heerlike verantwoordelikheid wat die Here aan ons elkeen opdra. Geliefdes, mag ons elkeen opnuut onder die indruk kom van hoe nodig onsself en die wêreld die evangelie het. Hoe nodig ons die goeie nuus van die verlossing in Christus het. As ons weet dat ons in die wêreld nie van brood alleen sal lewe nie, maar dat ons sal leef van elke woord wat uit die mond van God kom, dan sal ons elke dag volhardend vir die verkondiging bid en vir die verkondigers bid. Sal ons bid dat die Here vir ons en vir ander oop harte en oop deure sal gee, sodat die evangelie sy loop mag neem en oral in ere gehou mag word. En as jy daarvoor gaan bid, dan gaan jy ook meewerk daaraan en dit ondersteun uit dankbaarheid vir die groot genade in Christus, al verg dit opofferings. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U ons opnuut wys daarop, dat ons 'n verantwoordelikheid het in die verkondiging van die woord. Ja, dat ons daarvoor moet bid. Dat ons ook vir die verkondigers moet bid. Ja, ons bid, Here, dat U woord vinnig mag versprei oor die aarde. Dat U oop deure en oop harte sal gee. En dat mense U woord in ere sal hou in hulle harte en in hulle gemeentes. En dat U naam so geëer sal word. Ons bid dat U alle planne wat teen die woordverkondiging en verkondigers beraam word, dat U dit tot niets sal maak. En dat die verkondiging van die blye evangelie van ons Here Jesus Christus sal triomfeer. Ons bid ook dat die verkondiging in hierdie gemeente altyd suiwer sal wees. Daarom bid ons ook vir die ouderlinge wat moet toesig hou, wat moet waak oor die suiwerheid van die verkondiging. Dat U ook steeds meer vir hulle die gawes sal gee, wat nodig is om dit te kan doen, tot voordeel van die gemeente en tot eer van U naam. Ons vra dit alles in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou eers daartoe oor om vir broeder Nico Kreer as ouderling te bevestig en ons vra dat hy hier voor die preekstoel sal kom staan, dat die formulier sal luister en op die vrae sal antwoord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U weet ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder
wat as ouderling van die gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy ampt bevestig. Vir die doel moet u broeder wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die ouderlinge aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gee. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan 1 of 2 toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik en volgens goeie orde plaasvind. Dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word. Dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord die ouderlinge en diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer. En u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos bystaan. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag geskied en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. U het gehoor wat die opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Nico Kreur, wat is die antwoord? Ja. Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan, broeder ouderling, ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie man as 'n dienaar van God. Stel u gewillig
onder die ouderlinge se toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in u gebede, maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u broeder Nico deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Skenk aan hom en al die ander ouderlinge wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u julle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u Seun Jesus Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Liefdes, terwyl broeder Nico nou na die gemeente toe draai, sing ons vir hom die seënbede van Psalm 20, die eerste 4 verse. O mag die Here u verhoor in dag van nood en stryd, en mag die naam van Jakobs God u dek in oorlogstyd. Psalm 20 vers 1 en 4, daarna kan u weer gaan sit vir die kollekte. Gee nou geleentheid vir die insameling van die liefdesgawes en daarna sal ek die slotsang aankondig.
Liefdes, ons slotsang is Skrifbrei 59, die Ons Vader gebed, wanneer ons bid dat God se naam geheilig moet word, dat sy koninkryk moet kom en dat sy wil moet geskied, dan bid ons indirek ook vir die verkondiging van sy woord. Ons staan, dan sing ons die Ons Vader gebed, Skrifbrei 59 bidend. Die genade van Jesus Christus, ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.